En Here, dankie dat ons kan sê, U is ons God. Here, U is die een wat ons uitlei. En om ons in te lei, Here, in 'n alles oortreffende lewe. Here, al verstaan ons dalk nie elke oomblik nie. U sê ons moet net op U vertrou. En Here, my gebed in hierdie oggenduur is dat ons genoeg geloof sal hê, Here, om ons hand in die hand te sit. En Here, wanneer ons voete uit die boot uit sit, dat ons geloof nie sal wankel nie, dat die omstandighede ons nie sal oorheers nie. Maar Here, dat ons oë so gefestig sal hou op U, want Here, wat 'n God is U. Here, seën hierdie woord in Jesus naam. Amen. Mighty God. Julle kan julle sitplekke neem. Baie dankie Anton en die musiekspan. Ons waardeer julle. Sy, goeiemôre. Sy. Julle lanklaas gesien, ons verlang na julle. So ek het vir julle baie lekker woord vanmôre en ek wil jou hart verkoop. En ek hoop jy gaan saam met my opgewonde wees oor hierdie woord. Die tema tot die woord is disipel, staan op, jou koning lewe. Amen. Kan ek sien, wie van julle is almal disipels van koning Jesus? Sy, ek sien almal het hand opgesteek. As jy nie hand opgesteek het, moet jy nou maar hand opsteek, dat ek kan sien wie's nie 'n disipel nie. Nee, ek ken hom. Hy het 'n bietjie laat geslaap, is fyn. So, okay, daar is niemand hande wat nou opgaan nie. So ek neem aan julle almal is 'n disipel. Sy. Ek gaan vir ons lees, as jy jou woord by jou het, en jy blaai na Matteus 26, ons gaan daarvan vers 69 af lees. So, julle kan hom so lang kry, terwyl ek praat. So, waaroor hierdie woord gaan vanmôre, is eintlik maar 'n bietjie introspeksie op elke disipel van die Here Jesus. Elkeen van ons wat die pad stap, en dan baie kere, dan of ons raak bietjie moeg hier langs die pad, of jy is dalk nie moeg nie, maar daar kom iets hier langs jou pad langs, en ewe skielik voel jy hoe jou knie 'n bietjie bakkel, hoe jy dalk 'n oomblik van koers afkom, en dan baie kere, dan sukkel ons om weer bietjie op koers te kom. So, voel jy bietjie partykeer die wêreld het jou bietjie plat geslaan. Het is so, ek voel ook so. Partykeer dan voel dit, alles gaan so goed, en dan weet jy nie eers hoe lê jy die volgende oomblik nie, jy weet nie van waar af kom dit nie. En dan bevind jy jouself dalk 'n bietjie, hulle sê eintlik, jy kom terug aarde toe. Maar baie keer as jy disipel is, en jy kry dalk 'n paar dwarsklappe van die wêreld, dan voel dit maar of jy bietjie op die aarde wil bly lê. So jy sien, baie keer in daai oomblik van swakheid, waar jy so op die vloer lê, dan stel jy dalk vir Jesus bietjie te leer. Baie keer dan voel jy, wie wat, eintlik is ek nie eens meer werd om 'n tweede kans te kry nie, want ek het so aangejaag. So as jy al ooit so gevoel het, of as jy dalk vandag so voel, dan is jy op die beste plek waar jy kan wees, want die woord is net vir jou. En die Here het vir my hierdie woord al 'n geruime tyd terug gegee. Ek nogal gewonder, Here, hoe skakel hierdie goede in? Want ek meen, 'n kind van die Here moet mos altyd sterk wees. En nou toe ek daai Griefse video kyk, toe beaam die dame dit eintlik. Jy weet, ons sit mos nooit 'n voet verkeerd nie. Wie alles is mos perfek. Weet jy wat, as jy disipel van die Here is jou huwelik perfek.
Jou verhouding is perfek. Jou werk is perfek, hè? Ek sien baie koppe wat so maak. Ek is baie bly. Want as ek nou een gesien wat so maak, dan moes ek oor begin het. Ons leef in die regte lewe. En ek wil julle lees hierso in Matteus 26 vanaf vers 69. Petrus het ook in die regte lewe geleef. Hierdie is nie 'n fairy tale boek nie. En daai Petrus het nie soos ons nie, maar hy het letterlik langs Jesus geloop. Hy het agter hom geloop. En kom ons kyk. En Petrus het buitekant gesit in die binneplaas van die paleis. En 'n sekere diensmeisie het na hom gekom en gesê, jy was ook by Jesus die Galileër. Nou jy sien, as ons hier so sit en ek sê vir jou, jy's 'n disipel van Jesus, het julle almal julle hande opgesteek. Laat of nooit, enige tyd julle hande opgesteek. Want dit is maklik om dit hier te doen. Dit is lekker om dit hier te doen. Maar jy verstaan, nou is Petrus nie meer by Jesus nie. Jesus is gevang. Hy is nou weggevoer daarso en hy het nou hier ingesluip, hy staan nou by die binneplaas. Jy sien, dalk is jy daarso by jou vriende wat in die wêreld is. Dalk is jy op 'n plek waar jy en jou vrou dalk bietjie stry gehad het. Of jy en jou baas, of wie ook al. Dalk is jy daar by die skool, by die ingroepie en jy is die outsider. En dan word 'n vinger na jou gewys. Dan word gesê, maar jy is een van hulle. Nie waar ons almal by mekaar is nie, daar waar jy alleen staan. Sê hulle. Maar Petrus, hy het dit voor hulle almal ontken en gesê, ek weet nie wat jy sê nie. Ons praat van Petrus hierso. Weet nie wat jy sê nie. En terwyl hy uitgaan na die poort toe sien hy, nee, het raak bietjie onstuimig hierso. Kom ons loop 'n bietjie. Kom ons gaan die kant toe. Sien 'n ander diensmeisie hom en sê aan die wat daar was, hierdie een was ook by Jesus die Nasareëner. En met 'n eed ontken hy dit weer. Nou raak dit sommer ernstig. Nou raak dit sommer soos ek beloof. Ek ken die man nie. Vir 3,5 jaar stap hy langs hom. Hy sê ek ken hom nie. Hierdie man weet nie wie sy nie. 'n bietjie later kom die wat daar staan en sê vir Petrus, waarlik, jy is ook een van hulle, want ook jou spraak maak jou bekend. Toe begin hy homself te verwens en te sweer, ek ken die man nie. En dadelik het die haan gekraai en Petrus het die woord van Jesus onthou wat hy vir hom gesê het, voordat die haan kraai, sal jy my 3 maal verloon, en hy het buitentoe gegaan en bitterlik geween. En ek lees hierdie gedeelte en ek besef, en ek het die verwysende gedeeltes ook gelees. Op 'n ander plek sê hy dat die familie van die ou wie se oor hy afgekap het gesê, maar jy is een van hulle. En ek dink hulle kon nie 'n fout maak nie, want ek meen, ek weet nou nie wat se familieverwant was dit nie, maar ek meen, daai man het vir 'n oomblik nie oor gehad nie. Hy sê ek ken hom nie. Hy het alles gesien wat Jesus gedoen het, net soos julle, net soos ek. Ons volg hom, maar ergens in sy lewe kom hy op 'n plek waar realiteit met hom bots, waar hy moet opstaan, en in 'n oomblik van swakheid tree hy heeltemal die teenoorgestelde op, as wat 'n disipel moet optree. En ek kan verstaan, ons kan sê, dis Petrus voor die uitstorting van die Heilige Gees, is heeltemal so. Maar ek wonder,
is ons baie keer ongehoorsaam aan daai selfe Heilige Gees wat klaar uitgestort is. Tree ons nie maar op soos 'n Petrus nie. Julle sien hierdie selfe Petrus, wat ek nou vir julle van gelees het net 'n paar hoofstukke, ek meen as jy basies omblaai, het hy voor almal gestaan, in sy veilige hawe, daar waar al die disippels bymekaar was, daar waar die Here Jesus bymekaar was, en hy het gesê, ek sal nooit aanstoot neem nie, en hy sê, hy sal tot sterwe, hy sal tot sy lewe gee. En julle sien, dis waar ek wil begin vanmôre. Dat as ons hier by mekaar is, en ons worship saam, en ons aanbid die Here saam, dan is dit maklik om te sê, ek sal nooit aanstoot neem nie. Ek sal nooit die Here verloon nie. Ek sal nooit 'n fout maak nie, want dit is wat Petrus gedoen het. Jy sien, dis baie maklik om dit te sê, as almal dieselfde stem, en almal doen dieselfde, en jy verstaan, ons moet in liefde optree teenoor mekaar, maar wat as ons hier uitstap? Wat as die eerste kar voor jou inry? Wat as jy hoor jy het jou werk verloor, want die persoon wat die Here glad nie dien nie, het jou onderkruip en jou werk by jou gesteel? Of het 'n kontrak gebraai, wat jy moes kry, want jy dit nodig gehad om te oorleef. Of wat jou kar gestamp het in die parkeerarea en weggery het. Of wat een of ander ding aan jou doen. En dan kom daar die ander woord, amper soos daai diensmeisies. Maar julle is dan Christene. As 'n Christen dit doen. Kyk hoe maak julle wat nou sê julle is Christene. As jy dalk so optree, dan word jy gekonfronteer. Jy sien, een van die goeters wat gebeur hierso, is maklik om te sê ons is lief. Maar in hierdie geval van Petrus, in die hele omstandighede wat daarmee plaasgevind het vrees in sy hart ingeklim. En toe vrees in sy hart inklim en hy word bang, toe sê hy goed en hy praat woorde wat eintlik nie by hom hoort nie. En ek sê nie dis noodwendig vrees wat maak dat ons foute maak nie. Kan partykeer selfsug wees, eie geregtigheid. So wat ook al die omstandighede was, maar hier het hy 'n bietjie vrees. Dis dieselfde Petrus wat 'n dinamiese man was, wat geloof gehad het om vir Here Jesus te sê, roep my en ek klim uit hierdie boot uit. Ek het nie gevind dat ander disippels uit die boot uit geklim het nie. Maar Petrus het. So hy was 'n dinamiese leier. Hy sien God se hande werk, hy sien God se wonderwerke elke dag. Maar jy sien, toe daai toets kom, en hierdie was nie al enige toets nie, hierdie was nogal redelik ekstreem, toe het hy dit nie gemaak nie. En dit is waar baie van ons bevind, waar jy in 'n oomblik 'n verkeerde besluit neem. Dalk is jy vandag daar. En dan voel jy soos 'n totale failure. Ek het al soos 'n failure gevoel. Partykeer baie meer onlangs as wat jy kan sê 10 jaar terug. Want jy weet jy het geval. Jy weet die Skepper wat jy aanbid en die grootheid en sy liefde wat jy al gesmaak het, jy het dit geval in jou menslike hoedanigheid met 'n verkeerde keuse, met 'n verkeerde attitude dalk, of is dit nou maar net omdat jy besluit het
eintlik is ek reg. En dalk is die ander party verkeerd. Jy sien in daai oomblik die besef van failure het gekom toe hy eers besef dat dit wat die Here Jesus gesê het waar geword. Want die groot ding is, voor dit, ek meen hy het hom 3 maal verloon. Na die eerste keer toe hy sê, ek ken hom nie, het niks verander nie. Hy het nie 'n skuldige gevoel in sy hart nie, hy het bietjie onstuimig gevoel, hy is reg, maar ek meen, hy het nie gesê, Here, ek het berou nie. Want die Here het vir hom gesê, die haan moet kraai. En dit is die volgende vertrekpunt. Het die haan al vir jou gekraai? Het jy tot die besef gekom, en ons praat nie nou van bekering nie, ons praat nou van die disippels. As jy 'n bietjie van die pad afgedwaal het, in plaas daarvan om in daai spiraal af te gaan, en in ontkenning te bly leef, het die haan vir jou gekraai, of nie? Want as jy jou vandag daar bevind, wil ek vir jou tog sê, laat die haan vir jou kraai, vanmôre. Sodat jy kan besef, ek hoef nie in hierdie spiraal af en af te gaan nie, ek hoef nie te ontken op te ontken op te ontken nie, Petrus het dit 3 keer gedoen. En toe die haan kraai, toe besef hy, dit wat die Here gesê het, dit was so. Maar nou vind ons daai Petrus, in 'n berou stadium, hy het weggegaan en hy het bitterlik geween. Maar hy was nie gesond nie. Jy sien, baie kere, as ons in daai toestand bevind, dan wat gebeur? Dan tree ons op, presies soos ons opgetree het voor ons bekering. As jy daar plat geslaan is, en jy's gewond, en jou hart is stikkend, dan ewe skielik, vir jou om te survive, vul jy weer jou ou menslike lewenspatroon. Maar die probleem met daai patroon is, dit kan nie die leemte in jou hart vul nie. Want die groot ding is, jy voel jy kan nie teruggaan nie. Want ek meen jy het deur Jesus in die rug gesteek, het hom teleurgestel. So dan gaan ons aan ons comfort zone toe, en ons dink daaruit, sal ons weer gesond word. Ek het al gehoor dat baie mense sê, veral as hulle in so 'n toestand beleef, baie mense is redelik subtiel, in terme van hulle menslikheid, en ander mense is weer baie eksplosief. Maar dan sal jy hoor, mense gebruik die terminologie, kan bly wees, daai ou man kom nie weer uit van sonde nie. Maar eintlik is hy klaar daar. Jy sit net vir hom 'n baie mooier mombakkie op. Jy tree dieselfde op. Jy doen dieselfde dinge. Jy sien, al daai tyd, wat jy nou die Here gevolg het, voel nou vir jou of jy dalk jou tyd gemors het. Want vir wat? Nou die dag met iemand weer gepraat, wat dalk in 'n redelike gat verval het. Wat gesê het, maar julle geloofstelsel is geskit. So waarom? Kom hy vra uit, hoekom het ek al hierdie goed gedoen? Here, ek volg u. Ek loop saam met u. Waarvoor? Jy sien, al daai vrae, en al daai dinge, en al daai ou lewenspatroon, gaan net jou besig hou, sodat jou kop nie aan die realiteit hoef te dink, dat jy dalk deur Jesus geval het in jou lewe nie. In 'n stadium, waar ook al. Jy sien, nou moet jy jou kop besig hou.
met allerhande dinge. Hardloop al die situasies deur jou kop, hoekom, waarom en wanneer. Dan kan jy ook vir my blaai na die volgende skrifgedeelte toe solank, ons gaan nou by hom kom in Johannes 21, ons gaan 'n paar skrifgedeeltes lees. En dis nodig, want as ons nie in die woord bly nie, en ons hou nie hierdie woord in ons hart nie, kan ons baie maklik, soos 'n Petrus, dalk nie weer opstaan nie. So jy sien, terwyl jy in hierdie toestand verval, soos hierdie Petrus wat die Here verloon het, en hy sit met hierdie leemte in sy hart, dan vind ons die volgende gedeelte, en ek lees graag vir julle saam vanaf vers 1 af. Dis nou na die opstanding al, en nou kruisiging, die opstanding, en die Here het al aan hulle verskyn. Maar kyk na hierdie toestand van hierdie ou se hart. Na hierdie dinge het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias, en hy het so verskyn. En daar was by mekaar Simon Petrus, Thomas wat Didimus genoem word, en Nathanael van Kana in Galilea, die seuns van Zebedeus, en 2 ander van sy disippels. Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan visvang. Want jy sien, voordat die Here Jesus hom geroep het, was hy 'n visserman. So wat bly vir hom oor? Dis visvang. Want dis sy bekende. Dis hy ou lewenspatroon wat jy volg. Want dis jou bekende. Want dit wat jy nou net gedoen het, en wat van jou weggestroop is dalk, en wat die duiwel in jou kop kom sit het, daai leuns, en wat jy dalk geglo het, sê vir jou, daar's net een ding vir my oor. Kom ons gaan terug. Kom ons gaan terug, en daai lewe was nie so bad nie. Hulle sê toe vir hom, ons gaan ook saam met jou, en hulle het uitgegaan, en dadelik in die skei geklim, en in daardie nag het hulle niks gevang nie. So wat vir my baie kwaai is, as jy dit so lees, is jy sien hierdie leiereienskappe van hierdie man weer eens na vore kom, waar hy sê, weet jy wat kerels, ek meen, nou moet ek iets doen, want ek het hierdie gat in my hart, kom ons gaan vang vis, maar hulle werk die hele nag, vir niks nie. Want jy sien jou ou lewenspatroon, jou ou lewenswandel is leeg. Jy het net vergeet hoe vol Christus jou gemaak het dalk in daai oomblik. En hierso kom hierdie man en hulle werk die hele nag en hulle vang niks nie. Vers 4. En toe dit al dag geword het, staan Jesus op die strand, maar die disippels het nie geweet dat dit Jesus was nie. So hulle is heel nag daar besig, Jesus kom en hy staan op die strand, skrif sê hulle is nie ver van die strand af nie. En Jesus sê vir hulle, my kinders, het julle nie iets om te eet nie? En hulle antwoord hom nee. Nogal baie interessant, hè? Dink jy, die Jesus het nie geweet, hulle het iets gevang nie? Die ding is net, hy konfronteer net weer daai leemte. Julle het heel dag gaan visvang, op julle eie krag, sonder my. Het julle vir my iets? Het jy iets om te wys uit jou vorige lewenswandel? Het jy iets waar hy leemte in jou hart kan vul? Daar's niks wat hierdie wêreld jou kan bied, wat jou kan vul nie. Vra, het julle iets vir my om te eet? Hulle sê toe vir hom, nee. Hoor mooi, hy sê vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skei en julle sal kry. En hulle het toe gegooi. En deur die menigte van die visse was hulle nie meer in staat om die net te trek nie. Julle moes nou gesê het, amen. Amen. Die oomblik, hulle gehoorsaam is
aan die meester se stem, toe is hulle net te vol. Vir jou om daai leegheid te vul, moet jy gehoorsaam raak aan die stem van die meester. Want dis hy wat jou net vir jou gaan volmaak. Dis hy wat jou lewe vir jou weer gaan herstel. En op daai stadium het hulle volgens die skrif nog nie geweet dat dit hy is nie. Maar wat vir my interessant is, gehoorsaam gooi hulle die net in. Want hulle het nie vasgehou aan die niks wat hulle gevang het nie. Baie kere sê mense, maar ek het niks nie. Ek het nou al heel nag ingegooi. Wat gaan die keer anders te maak? Kom ons maak dit bietjie relevant. Ek val elke keer. Ek en my man of ek en my vrou beklei elke naweek. Ek het al 10 werke gehad. Niemand sê ek's goed genoeg nie. Wat gaan hierdie keer anders te maak? Wat maak die verskil hierdie keer? Gehoorsaamheid aan die meester se stem. En jy sien, is nogal vir my kwaai, vers 7, daarop sê die disipel, ek gaan net vir ons lees tot, waar is ek nou, tot vers 14. Daarop sê die disipel, die een vir wie Jesus lief gehad het, dis Johannes, aan Petrus, dit is die Here. Want jy sien hierdie disipel wat die Here Jesus lief gehad het, hy het saam, daar waar Petrus die Here verloon het, daar het Johannes saam ingegaan in die binnenhof in. Hy het agter Jesus bly aanloop, hy was by hom gewees. En hy sê vir Petrus, hierdie wat hier gebeur, dis nie ons nie. En daai een wat vir ons die opdrag gegee het, dit is die Here. En hoor mooi Simon Petrus se reaksie toe hy dit hoor, dat dit die Here is. Gord hy sy boekleed om, want hy was naak en hy werp homself in die see. En is nie om te verdrink nie hoor, is om te swem. Maar die ander disippels het met die skytjie gekom en die net met die visse ingesleep, want hulle was nie ver van die land nie, maar omtrent 200 el. En toe hulle geland het, sien hulle 'n koolvuur op die grond en 'n vis daarop lê en brood. Wag 'n bietjie. Dit was nie nou gelees deur Jesus vra hulle om iets te eet nie. Die meester het klaar kos. En dit is nie net vir hom nie, hy het dit reggemaak vir hulle. En hy sê vir hulle, bring van daai visse hierso, so bring van daai wat julle gevang het ook nog. En kom sit dit op daar. En Simon Petrus het in die skuit geklim en die net op die land getrek, vol groot visse. 153 in getal, en alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. En Jesus sê vir hulle, kom eet. En niemand van die disippels het dit gewaag om te vra wie u is nie, omdat hulle wis dat dit die Here was. En Jesus het gekom en die brood geneem en dit aan hulle gegee en so ook die vis. Dit was al die 3de keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het nadat hy opgestaan het uit die dode. Dit is vir my baie interessant hoe hy dit by mekaar voeg. Want jy sien hierdie selfe Petrus wat teruggekeer het na daai ou lewenspatroon toe, wat geween het, leeg, wat 'n leemte gehad het wat hy nie kon vul nie, maar hy het berou gehad. Dit lees ons. Toe hy hoor, dis die Here, toe weet hy, daar's een uitkoms vir my, en dis na hom toe. Ek meen, dink dit bietjie, hy het nou net hierdie hoop visse. Hy los dit agter toe. En dit sê vir my, wie wat, jy kan nie kyk
na die sukses wat die Here in jou lewe dalk gegee het nie. Jou oë moet altyd wees op die een wat dit gegee het, en dis die Here self. So jy kan jou nie beroem op die visse wat die Here gee nie. Jou roem lê in hom. Want sonder hom het jy nie die visse nie. Julle verstaan? So eerste instansie gaan hy na sy meester toe. En ek vind hier die Here, hoeveel keer het die Here al aan sy disippels verskyn? Ek het nou gelees? 3 keer. Hoeveel keer het Petrus hom verloon? 3 keer. Ok, hou dit in gedagte. Ons kom nou by dit. So jy sien, die Here los jou nie, en hy verstoot jou nie, en dan wil ek net vandag, ek hoop ek kry hom so gou, Lukas 22 vir julle lees. As jy hom op die bord kan sit, sal dit gaaf wees, Lukas 22 vers 31. En die Here sê, Simon, Simon, en dis nou nadat, dis die vergelykende gedeelte waar die Here hom waarsku dat hy hom gaan verloon. Kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie, en as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. En hy het vir hom gesê, Here, ek is gereed om saam met u selfs in die gevangenis in die dood te gaan, maar hy antwoord en sê, ek sê vir jou, Petrus, die haan sal vannag nie kraai, voordat jy 3 maal geloon het, dat jy my ken nie. So, hierso is 'n baie belangrike stelling wat die Here Jesus hier maak. Hy het geweet, Petrus gaan hom verloon. Alhoewel hy selfe Petrus gesê het, ek sal tot in die dood, sal ek u volg. Maar die Here sê vir hom, wie wat, ek het vir jou gebid, want die duiwel het jou vurig begeer om jou te sif. So julle het almal nou vir my gesê, julle is ook regte mense wat die regte probleme gaan. En julle voel ook dalk al soos 'n Petrus wat die Here geloon het, of dalk huidig is jy in daai situasie. Jy moet verstaan, is die duiwel wat jou in daai siffie sit, en hy probeer elke bietjie lewe, en elke bietjie liefde, en al die goedheid wat die Here in jou ingebou het, wil hy by jou uitsif. Maar die Here sê hierso, ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie. Dis die belangrike een. Nie ek het gebid, dat dit nie met jou gaan gebeur nie. Waar jy jou vandag bevind, en waar jou situasie is, of wat se situasie oor jou lewe kom, die Here het nie gebid dat dit moet ophou nie. Hy het gebid dat jou geloof nie moet ophou nie. Want jy sien, daai situasie gaan in elk geval deel vorm van dit wat jou die Engelse woord sê shape, wat jou vorm. So moenie die nederlaagposisie minag nie. Dis nie goed dalk dat jy geval het nie, maar dis beter dat jy opstaan. Dis beter dat jy jou geloof behou. Want ek vind hierso dat die Here Jesus vir Petrus sê, ek bid dat jou geloof nie ophou nie. Ek bid dat jou geloof versterk sal wees. Deur hierdie nederlaagposisie, dat jy nie jou rug op my gaan draai nie. Al het jy dalk my geloon, gaan jy weet waar lê jou anker. Jy gaan weet, wie is die een? Jy sien, gehoorsaamheid is baie belangrik. En saam met dit beteken dit jy moet in die wynstok bly. Want jy kan nie gaan vrug dra op jou eie uit nie. Ek vind in hierdie gedeelte wat ek vir julle gelees het, hier in Johannes, dat toe Petrus gegaan het om vis te vang, hy en sy vriende, op sy eie krag, was hy net leeg.
Maar die oomblik, toe die wynstok praat, toe is die vrug daar. As julle verstaan wat ek sê, toe is die nette vol vis. So net in Jesus, gaan jou nette vol vis bly. So net as jy in hom geanker is, en in hom geënt is, dan kan die loot sy vrug voortbring. So jy sien, ek wil graag vir ons daai volgende gedeelte ook nou lees, van Johannes, so ek hoop julle julle woord is nog oop daar. Die Here Jesus kom om te herstel. Hy kom nie om af te skryf nie. Hy het nie vir Petrus gesê, jy het my verloon, jou niks werd. Na alles wat ek vir jou gedoen het. Maak ons as mense nie so nie. Julle ken die spreekwoord wat sê stank vir dank. Gebruik julle dit dalk? Nee, moet nou maar nie sê ja nie, is fyn. Maar ek vind hier dat die Here Jesus dit nie sê nie. Hy sê vir hom, ek weet jy gaan my verloon, maar ek het vir jou gebid. Kom ons gaan 'n bietjie verder af van vers 15 af. En toe hulle dan klaar was met die môre ete, vra Jesus vir Simon Petrus, en hierdie is vir my 'n kwaai deel. Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief, meer as hulle hier? En hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. En hy sê vir hom, laat my lammers wy. Interessant, toe hy in boldness opgetree het, nadat die Here vir hom gesê het, jy gaan my verloon, het hy gesê, hierdie ander, hulle sal weghardloop dalk, dis nou my eie woorde, maar ek sal nie, ek sal by u bly. Maar toe hy bang word, toe vind ek, dat hy sê, ek ken hom nie, sodat hy by homself sweer, soos hy skrif sê. En nou vra die Here vir hom, Simon, seun van Jona, het jy my lief, meer as hulle almal hier? So as die Here vandag met jou praat, ek meen ons almal sê ons het die Here lief. En jy so rond kyk en sê, Here, ek het U meer lief. Ons almal hier. Hy sê ja. En hy vra hom 'n tweede maal, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? En hy antwoord hom, ja Here, U weet dat ek U lief het. Want ja, Petrus, toe die Here verloon het, was hy lief vir die Here. Hy het nie lief gewees vir die Here nie. Maar in daai oomblik van swakheid, het hy hom verloon. Hy sê vir hom, Here, U weet dat ek U lief het, en die Here sê vir hom, pas my skape op. Jy sien, die Here is hier besig met hierdie Petrus. Hierdie Petrus wat met hierdie leemte sit. En die Here kom, en hy sê vir hom, Petrus, ek gaan jou herstel, maar eintlik weet jy dit nog nie eens nie. Ek's besig om jou vol te maak, en jy sien dit nie. Want eintlik as jy nou hierdie derde een gaan lees, en jy sien, hy het eintlik half bietjie bedroef geraak. Jy sien in vers 17, en hy vra hom 'n derde maal, Simon, seun van Jona, het jy my lief? En Petrus het bedroef geword, omdat hy hom die derde maal vra, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, U weet alles, U weet dat ek U lief het. En Jesus sê vir hom, laat my skape wy. Voorwaar ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou, maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek, en ander een sal jou gord en jou bring waar jy nie wil wees nie. En dit het hy gesê om aan te dui, deur hoedanige dood hy God sou verheerlik.
En toe hy dit gespreek het, sê hy vir hom, volg my. So ek gaan nou vir julle die laaste gedeeltes ons nou lees. Net myself kry hier, so waar was ek? Jy sien, wat vir my so kosbaar is, weereens vind ons deur Jesus vra hom 3 keer. Wil jy weer vra hoeveel keer het hy hom verloon? 3 keer. So vir elke keer wat hy die Here verloon het, vra die Here vir hom, het jy my lief? En die Here kom herstel dit. Elke keer wat jy gesê het, jy ken my nie Petrus, het jy my lief? Want uit 'n toestand van vrees uit, het jy my ontken. En die volmaakte liefde dryf die vrees na buite. Het staan in 1 Johannes 4:18. So Petrus, het jy my waarlik lief, meer as hulle almal hier. Want dis daai liefde van my, wat hierdie nederlaagposisie vir jou gaan omdraai. Petrus, het jy my waarlik lief, want jy het gesê, jy ken my nie. Ja, Here. Het jy my waarlik lief, Petrus? Ja, Here. En elke keer wat hy dit vir hom gesê het, het die Here vir hom 'n opdrag gegee. Want hy het gedui op die roeping wat die Here op sy lewe het. So die Here kom herstel nie net die 3, ek ken jou nie. Maar die Here kom herstel ook sy roeping. So ek wil vandag vir jou sê, as jy jou dalk bevind in 'n nederlaagposisie, of in die verlede, of dalk in die toekoms, geloof, gehoorsaamheid. En die Here sal jou herstel, maar hy gaan ook jou roeping herstel, want dis die eerste ding wat die vyand van jou wil steel. Want as hy jou roeping by jou steel, dan is jy nie effektief nie. Dan kan jy nie meer doen waarvoor hy jou geroep het om te doen nie. In Petrus se geval het hy maar teruggegaan na die ou visserlewe toe met leë nette. Maar hier staan die Here Jesus wou sy roeping herstel en vir hom sê, ek het vir jou gesê, volg my, jy gaan 'n visser van mense wees, Petrus. Maar net om dit te bekragtig, maak ek jou net ook vol. Want jy moet verstaan vandag, ek is die een wat jou roeping vir jou volmaak. Want ek kan jou aardse toestand herstel, ek kan daai leegheid van jou herstel, maar ek kan tot in die opdrag wat ek vir jou gee, kan ek jou herstel. Jy sien, uit 'n gebroke toestand uit, kom die Here Jesus, en hy begin Petrus heel te maak. Hy gee sy roeping vir hom terug, en hy weet dat net die volmaakte liefde dryf die vrees na buite. En jy sien, die Here Jesus het geweet, net kyk waar het ek daai skrifgie gesit. Daar was so sy Handelinge 2:41. Hy kon gee vir hom sy roeping en hy sê vir hom, Petrus, laat my lammers wei, dan sê hy, pas my skape op, en dan sê hy, laat my skape wei. So jy sien, hy kom daarso, het jy daai skrifgie, Handelinge 2:41, daar kom 3000 siele tot bekering, toe Petrus opstaan, en sy roeping vat, wat die Here oor sy lewe gespreek het, en hy sê, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van die Here Jesus, en al die goeders, en laat hulle hom aangeneem, daar so staan dit. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop,
En daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. 3000 lammers. Julle dink die 153 visse was baie. Die Here sê vandag, hy wil jou herstel. Die Here sê vandag, hy wil jou roeping herstel. En jy sien dieselfde Petrus, wat saam met die Here geloop het, sy disipel was, dis dieselfde Petrus wat hom verloon. Maar dis dieselfde Petrus, wat sy geloof vas was. Want die Here sê, ek het gebid, dat jou geloof nie ophou nie. En daai selfde Petrus word herstel, en hy staan op in sy roeping, en hy bring dit, en hy vervul dit. Kan ons 'n amen kry? Ek meen, wat ek besef het, jy kan val, jy kan struikel, jy kan grond toe kom, die lewe kan uit jou uitgewurg word deur hierdie stelsel, en jy kan jou skaam vir jouself, dat jy dalk so mate skaam, dat jy dink die Here moet hom ook skaam vir jou. En dit is so, dat Petrus het nie goed gedoen toe die Here verloon het nie. Dit is so, dat die oomblik wanneer die ou mens van sonde weer terugkom, dan is dit nie goed nie. En dit maak ook nie van jou beter nie. Maar wat ek vind is, as ons net na die Here toe kan kom en sê, Here, ek het geval. Ek was Petrus. Ek het gedink ek is daar. Ek het gedink ek sal saam met U stap tot in die dood in. Maar daar te fout ingekom. Ergens was my aandag verdeeld. Ergens het ek my ore uitgeleen. Dalk het jy herstel dalk in jouself en jou geloof, maar jou roeping is nie herstel nie. Jy is nie meer effektiwiteit of effektief vir die koninkryk nie. Want die leuen wat die duiwel in jou ore gestreel het vir jou gesê, jy is 'n verraaier, 'n verloner, ek weet nie hoe sê jy dit nie. Jy is nie goed genoeg nie. Die kapasiteit binne in jou is nie groot genoeg nie. Die Here Jesus kom en hy sê, hy kyk nie na Petrus se foute hier nie. Hy kyk nie na die feit dat, jy het my verlaat en jy het my verloon en jy het dit gedoen, Petrus. Ou Petrus, ek is so teleurgesteld in jou, Petrus. Ag, jy Petrus, jy kan maar beter doen, Petrus. Hè? Miskien moet jy net jou naam dalk daar invul. Die Here kom met en hy vra vir hom, het jy my lief? En as jy lief het, vat jou roeping. In sy geval, kom Petrus, het jy my lief? Laat die lammers wy. Laat die skape wy, versorg hulle, Petrus. Maar ek wil vir jou die laaste gedeelte lees, en dis die vangplek, in hierdie hele deel. Dalk sê vandag, wie wat, ek is op daai punt. Ek is daar, ek het geoorwin, ek is reg, ek gaan aan en ek dien die Here. Dan wil ek vir jou tog sê, die Here maak 'n waarskuwing hier, waarop ons moet agslaan, Johannes 21 vers 20. Ek is amper klaar, is my afsluiting. En Petrus, kom ek lees dit weer vers 19, en dit het hy gesê, om aan te dui hoe danige dood hy God sou verheerlik. En toe hy dit gespreek het, dis Jesus sê hy vir hom, vir Petrus, volg my. En Petrus het hom omgedraai en die disipels sien volg vir wie Jesus lief gehad het, dis Johannes, die een wat by die maaltyd op sy bors geval het en gesê het,
Here, wie is u verraaier? En toe Petrus hom sien, vra hy vir Jesus, Here, maar wat van hom? En Jesus antwoord hom en sê, as ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Volg jy my? En ek wil afsluit met daai vers. Jy sien, baie keer is ons in hierdie groef. En ons kyk na daai ene, en ons kyk na die ene. En ons sê, Here, maar wat van Koos? Ek meen, Koos dien nie, of Koos is hierdie goeie spreker, en kyk hoe kan hy bid? Wat dit jou aangaan, volg jy my. So elkeen van julle vandag, julle kan nie kyk na jou broer of jou suster nie. Jy kan nie kyk na die een wat die Here voluit dien, wat beter is as jy nie. Jy kan nie kyk na die een wat jy in elk geval nie weet wat in sy binneste aangaan nie. Die Here het jou roeping herstel. Die Here het jou herstel. En hy sê vir jou, volg jy my. So, vir ons, om ons roeping te vind, sal nooit gesetel wees in iemand anders nie. Kan nooit jou roeping vind deur jou kind nie, deur jou man nie, deur jou vrou nie. Vir die jongeres wat nog ongetroud is, jy kan dit nie vind deur 'n maatjie nie, deur 'n vriend of 'n vriendin nie. Jy kan dit nie vind in een of ander persoon na wie jy opkyk nie. Wat jou aangaan, Petrus, volg jy my. Want jy sien, hy is die volëinder van jou geloof. Hy is die een wat bid vir jou geloof, maar die skrif sê, Jesus is ook die volëinder van jou geloof. So ons moenie ons oë op 'n ander sit nie, en ons moenie sê, wat van die een, of van daai ene nie. So die Here Jesus kom vandag in 'n eenvoudige woord. Ek weet nie hoeveel keer het ek of jy dalk die Here dalk verloon nie. Ek wil amper vir jou sê, ek dink nie eers as ek moet tel, gaan ek kan presies tel hoeveel nie, want ek dink is meer as 3 keer. Maar ek besef, ek kan nie bly, en jy kan nie bly in daai toestand waar jy die Here verloon het nie. Want die Here kom en hy sê, weet jy wat, ek het 'n alles oortreffende, oorwinnende lewe vir jou in stoor. Ek weet wat 'n beloftes ek vir jou het. My beloftes het nog nie verander nie. Die vyand het dit dalk by jou probeer uitsif. Hy het dit dalk uit jou hart uit probeer steel. Maar jy's kosbaar vir hom. Elkeen van julle wat hier so sit, en ek kyk julle almal, ek weet nie die wat ek nie sien nie. Almal van julle. Wil hê julle moet weet, van daai hoek tot daai hoek, jy's kosbaar, geroep vir hom. As hy 'n Petrus kon herstel, kan hy jou herstel. Hy kan jou roeping herstel, hy kan jou leemtes vul. Hy kan jou waardigheid herstel. Dat jy volkome weer heel voor hom kan staan. So wanneer ons hier vandag, wil ek hê, jy moenie uitgaan en die leuen van die vyand glo nie. Want hy kom net om te verwoes, te slag en te steel. Maar die Here het gesê, ek het gekom om jou lewe
en 'n lewe van oorvloed te gee. Kom ons sit so en dan sluit ons die hoof en dan bid ons saam. Terwyl die oë gesluit is en jy voel die Here met jou vanmôre, want dalk voel jy soos hierdie Petrus, wat die Here so voluit dien en jy so lief vir die Here, maar jy het geval en jy het hom teleurgestel. Wil ek net vra dat jy jou hand sal opsteek, dat ek vir jou bid. Here, U ken elke hart. U ken elke hand wat vanmôre opgegaan het, Here. En ek wil my hand ook opsteek en sê, Here, ek het ook al geval, en ek val nog steeds, en ek wil nie meer val nie, Here. Want Here, ek besef, as ons in die liefde bly, en Here afhanklik is van die Gees, dan kan ons triomfeer in hierdie situasie. Maar Here, die oorwinning sal altyd in U lê. En daarom is my gebed vanmôre, Here, dat U elke persoon vandag sal herstel wat die behoefte het. En elkeen, Here, wat na hierdie woord luister, wat dalk nie in 'n Petrus oomblik verval het vandag nie, of in 'n verlede al nie, Here, dat hulle dit sal vasmaak in hulle hart. Dat wanneer daai oomblik kom, en ons is dalk alleen, en ons is uit ons comfort zone uit, Here, en ons sien nie dalk nie heeldag in ons oog nie. En ons word gekonfronteer met hierdie wêreldstelsel, Here, met die pyn en die lyding, Here, dat ons nie U sal verloon nie. Wanneer hulle vir ons vra, of vir ons sê, jy's ook een van hulle, wat ons sê, ja, ek is. Here, dan ons altyd kan sê dat ek het U lief. Ek het U lief meer as hulle hier. Want in elkeen se hart, Here, moet daar onverskrokke liefde wees, sodat die vrees wat hierdie wêreld saai, nie in ons binneste posvat nie. Here, en ek dink aan onderliggende vrees wat mense dalk baie keer nie eens besef hulle het nie. Vrees vir failure. Here, vrees vir die feit dat ons dit nie gaan maak nie. Nie dalk in ons geloof per se nie, Here, maar in ons alledaagse lewe. Dat Here, ongeag waar ons bevind, dat ons oë op U sal wees, soos die skrif sê, op Jesus, ons leidsman, die volëinder van ons geloof. So Here, ek vra dat U elke hart sal verkoop, dat U elke persoon sal aanraak nou met U Gees, met U liefde, en hulle sal vul, en ek wil vra, as jy jou hand opgesteek het, al sê dit net in jou binneste, dat jy sal sê, as die Here Jesus jou sou vra, het jy my waarlik lief, dat jy onomwonde kan sê, ja Here, ek het U waarlik lief. En al vra hy dit vir jou vir 'n derde maal, dat jy nie bedroef sal word oor dat hy jou vra nie, want hy vra dit vandag met 'n purpose, en hy wil hê, jy moet hom volkome lief hê, want dan is daar nie plek vir die vyand om sy leuns in jou binneste te kry nie. So Here, seën elkeen, behoed en bewaar ons, en ook die diens hierna, Here, dat die Gees in elke hart sal werk, in Jesus naam. Amen. Gaan in die liefde en in die vrede van die Here. Waar jy gaan, onthou, Petrus is herstel, en hy het die kerk ingelyf en sy roeping volbring. Jy kan dit ook doen. Amen.
Jesus is his name. Christ alone